Kry sielerus met pastoor Martha Klein by die Fontein van Vrede, Sondag 2:00. Goeiemôre geliefde luisteraars, baie welkom by vandag se program. Ek wil vandag met julle gesels oor die geestelike gawes. En ek wil dit beskryf as God se genade in aksie. Ek lees vir ons 'n skrifgedeelte 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7. Daar is verskillende genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is verskillende maniere van diens, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is verskillende kragte, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen word 'n manifestasie van die Gees gegee, tot voordeel van almal. So wat is geestelike gawes nou eintlik? Geestelike gawes is nie menslike talente, of 'n mens se natuurlike vermoë nie. Hierdie is bonatuurlike genade-uitdrukkings wat die Heilige Gees aan gelowiges gee om die liggaam van Christus te bou, om die evangelie te demonstreer en om God se liefde prakties uit te leef. Dit is God se manier om deur doodgewone mense soos ek en jy buitengewone dinge te doen. Ek wil vir 'n oomblik stil staan en praat oor 3 gedagtes rondom die geestelike gawes. En die eerste ene is, elke gelowige het 'n gawe. Niemand is uitgesluit nie. As 'n Christen het jy 'n gawe. En jou gawe is nie tot jou eie voordeel nie, maar vir die gemeenskap van die gelowiges. Romeine 12 vers 6 sê, ons het verskillende gawes volgens die genade wat in ons gegee is. Die tweede gedagte wat ek wil deel is, gawes is verskillend, maar hulle werk saam. Die liggaam van Christus het 'n verskeidenheid van gawes nodig. Sommige profete, leraars, helpers, leiers, genesers. 1 Korintiërs 12 gebruik die beeld van 'n liggaam, die oog, die hand, die voet. Geen deel is minderwaardig nie. En as liggaam moet al hierdie dele saamwerk. Ons moet mekaar se gawes eer. Ons moenie met mekaar vergelyk word nie. Die laaste gedagte wat ek wil deel rondom my gawes is dat ons moet ons gawes in liefde gebruik om ander te bedien. Want sonder liefde is gawe net 'n geraas. Ons lees daarvan in 1 Korintiërs 13. Die doel is nie vir ons om te bewys hoe geestelik jy is nie, maar om vir Jesus Christus te verteenwoordig. Gawes is nie 'n status nie, dit is diensbaarheid. So kom ons gaan kyk 'n bietjie na die gawes. En ons lees van hierdie geestelike gawes in Romeine 12, in 1 Korintiërs 12, as ook in Efesiërs 4. Die eerste ene waaroor ek wil gesels is profesie. Profesie is om God se waarheid te kan spreek met insig, waarskuwend en leiding te kan gee. Hierdie gawe is om die gemeente te bou deur openbaring en deur bevestiging. Maar profesie moet altyd getoets word teen die woord van God. En profesie moet ook in liefde bedien word. So kom ons kyk dan na die tweede ene. Die tweede gawe is die een van lering, of dan onderwys. En wat dit beteken is om ander te kan help om die skrif te verstaan, en te kan sien hoe ons die skrif moet toepas in ons lewe. Dit skep duidelikheid, en dit help mense
lei na geestelike volwassenheid toe. Die geestelike gawe van lering is belangrik vir disippelskap en vir leierskapontwikkeling. Die volgende gawe waar ek wil praat is genesing. En genesing bring nie net fisiese nie, maar ook emosionele en geestelike herstel. Hierdie gawe demonstreer God se medelee en sy krag. Ek dink aan daardie compassion waarmee Jesus mense bedien het. En so ook moet mense met hierdie gawe bedien, met nederigheid en gebed, met groot liefde vir ander. As ons dan kyk na die gawe van diensbaarheid, dan sien ons dat hierdie gawe is om prakties take met vreugde te verrig, om vreugdevol diensbaar reg te staan, altyd reg te wees om ander te dien. Hierdie gawe is onmiskenbaar vir die funksionering van 'n gemeente. Hierdie gawe is dikwels onsigbaar. Dis daardie mense wat altyd deur besig is, wat reg staan, wat alles in plek het, sodat ander net kan inkom om te kan bedien word. En so onsigbaar soos wat hierdie gawe is, so uiters waardevol en nodig is dit. Die volgende ene is leierskap en administrasie. So, hierdie gawe is daardie mense wat die orde bring, die visie, die langtermyn, die korttermyn strategie bring. Hulle help om bedieninge te struktureer en om die gemeente te bestuur. En hierdie gawe is veral belangrik vir kerkplanting en volhoubare groei van die gemeente. Die gawe van barmhartigheid bedien die gebrokenis met sagmoedigheid en empatie. Weereens, daardie absolute liefde en compassion waarmee Jesus soveel mense bedien het. Hierdie mense werk dikwels met die armes en die siekes en die uitgewerktes. Hulle dra God se hart vir die lydenis. Weereens daardie compassion, daardie liefde van Jesus. En dan kyk ons na tale en uitleg. So hierdie gawe spreek in onbekende tale as 'n vorm van aanbidding of openbaring. Die uitleg van tale bring verstaan en dit bou die gemeente op. Die spreek van tale en die uitleg van tale moet altyd in orde en onder leiding van die Heilige Gees bedien word. Die laaste gawe waaroor ek wil praat is geloof. Daardie vermoë om God te vertrou vir die onmoontlike. Om ander te inspireer, om aan te hou glo en te beweeg. Dikwels is hierdie gawe gekoppel aan baie gebede en visie. So, ieder en elk van ons het 'n gawe. So hoe ontdek jy? Wat is jou gawe? Eerstens begin om met God te praat en begin vir die Here te vra om vir jou dit te openbaar. Vra die Heilige Gees om jou hart te wys waar hy jou wil gebruik. Bid spesifiek, Here, wys my wat U in my geplaas het vir U koninkryk. En wees dan oop vir die ongewone, daardie goed waarvoor jy nie regtig verwag het nie. Soms werk God buite ons verwagtinge. Matteus 7 vers 7 sê, vra
en julle sal ontvang, soek en julle sal vind. Hou aan, vra vir die Here om vir jou te wys wat jou geestelike gawes is. Bestudeer dan die skrif. Lees Korintiërs 12, 1 Korintiërs 12, Efesiërs 4 en 1 Petrus 4. Maak notas oor al hierdie gawes. Veral die wat vir jou aantrek en wat by jou resoneer. En vra dan vir jouself, watter van hierdie gawes het jy natuurlike aantrekking toe? Watter van hulle kan jy jouself natuurlik sien ander bedien mee? Begin dan luister na bevestiging van ander. Ander sien dikwels die gawe raak voordat jy dit self raak sien. Let op wat mense sê. Kommentaare soos, jy het 'n gawe om mense te bemoedig. Of, jy leer so duidelik. Vra jou mentors of jou geestelike leiers vir eerlike terugvoer. En dan begin bedien. Begin daai gawes wat jy ontvang het, te ontwikkel in aksie. Moenie wag vir daardie perfekte oomblik nie. Begin waar jy is. Dien in verskillende areas. Kinderbediening, gebedspan, dalk in die gasvryheidspan. Lering. Jou gawe sal sigbaar word deur die vrug wat dit dra. Lukas 16 vers 10 sê, wie getrou is in die klein dinge. Wees getrou met daardie gawes wat God vir jou gegee het. Maak nie saak in watter bediening jy staan nie. Let op jou passie en vrug. Waar brand jou hart? Wat maak jou opgewonde in die bediening? Watter tipe diens laat jou geestelik groei en laat ander floreer? Gawes dra vrug. Wanneer jy dit gebruik, dan is daar 'n geestelike impak by ander mense. Wees bereid om te groei en om geslyp te word. Gawes is nie staties nie. Hulle ontwikkel soos wat jy groei in geloof. Soos wat jy meer leer, sal jou bediening verfyn word en jou gawe verdiep word. Moenie ontmoedig raak as jy dalk nie dadelik die duidelikheid het nie. Volhard net, want daardie volharding sal openbaring bring. En dan is daar ook 'n tydperk van verskuiwing. So identifiseer en erken as jou seisoen verander. En as daar 'n verskuiwing is in jou gawes. Soms gebruik God verskillende gawes in verskillende seisoene van jou lewe. Jy begin dalk met 'n gawe van diensbaarheid en later beweeg dit na die gawe van lering of profesie. Ons moet sensitief bly vir die Heilige Gees se leiding en bereid wees om aan te pas. Aktiveer jou gawe binne en buite die gemeente. God het jou nie toegerus met hierdie gawes net vir Sondag nie. Hy het jou dit toegerus mee vir elke dag, elke plek en elke ontmoeting wat jy het. Jou geestelike gawes is nie beperk tot 'n bedieningstitel of tot die kerk nie. Dis 'n lewendige uitdrukking van Christus wat binne in jou is, oral waar jy gaan. Ons kan begin deur dit in ons huise te bedien. Gebruik jou gawe van barmhartigheid om jou kinders en jou eggenoot met sagmoedigheid te bedien. Gebruik jou leringsgawe om Bybelstudie in jou huis te begin. Gebruik diensbaarheid om vrede en orde te bring in jou huishouding. Ons kan ook ons gawes gebruik in skole en in jeuggroepe. Gebruik profetiese gawes om jong mense te bemoedig en rigting te gee.
of administrasiegawe om struktuur te bou vir jeugontwikkeling, geloofsgawe om jong mense te leer om God te vertrou vir alles in hulle lewe. Ons kan ook die gawes in ons werksplek gebruik. Gebruik jou leierskapsgawe om etiese en regverdige besluite te neem. Gebruik barmhartigheid om kollegas te ondersteun in hulle moeilike tye. Gebruik jou leringsgawe om ander te mentor en te help ontwikkel. So kan jy ook jou gawes in jou gemeenskap begin gebruik, deur 'n buurtgebedsgroep of 'n uitreikspan te begin, of om in hospitale, by skole en ouerhuise te gaan, waar mense gebroken en honger is vir hoop. Gebruik jou genesingsgawe om te bid vir mense in jou straat, in jou dorp en in jou stad. Die liggaam van Christus is baie groter as die gebou wat ons die kerk noem. Die kerk is nie 'n plek nie, dit is 'n beweging. En ons is almal deel van daardie beweging. Wanneer jy jou gawe gebruik vir die alledaagse dinge in die lewe, dan word jou lewe 'n bediening. Jy word 'n draer van lig en waarheid en genade. Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle werke kan sien en julle Vader in die hemel verheerlik. Ek wil vandag net vir almal bemoedig om te begin net daar waar jy is. God het jou reeds toegerus met wat jy nodig het. Moenie wag tot daar 'n mikrofoon in jou hand is of totdat jy die posisie het nie. Die wêreld wag nie op 'n perfekte kerk nie. Die wêreld wag op 'n aktiewe liggaam van Christus. En jy is deel daarvan. Gebruik jou gawe binne die gemeente, buite die gemeente, in jou eie huis, by jou werksplek, in jou familie, in jou dorp en in jou roeping. God het jou reeds met dit bemagtig. En nou is die tyd om te beweeg. Ek sluit af met 'n gebed. Hemelse Vader, dankie dat U 'n God van genade is. God wat nie net red nie, maar ook toerus. Dankie dat U elkeen van ons geskep het met 'n doel, met 'n roeping en 'n gawe wat U self in ons wil openbaar. Ons kom vandag voor U met oop harte en ons sê, Here, gebruik ons. Ons wil nie net toeskouers wees nie, ons wil draers wees van U lig, U liefde, U krag. Heilige Gees, kom en aktiveer die gawes wat U in ons geplaas het. Laat die profete opstaan met insig en waarheid. Laat die leraars leer met duidelikheid en genade. Laat die helpers dien met vrede en getrouheid. Laat die geneesers bid met geloof en medelee. Laat die leiers lei met wysheid en nederigheid. En laat die barmhartiges omhels met sagmoedigheid en hoop. Here, ons wil nie wag vir 'n posisie of 'n platform nie. Ons wil begin waar ons is, by die huis, by die werk en in ons gemeenskap. Laat ons lig skyn in die donker plekke. Laat ons hande dien waar daar gebrokenheid is. Laat ons stemme spreek waar daar stilte is. Bid vanoggend vir elkeen, Here, vir moed om te kan beweeg, vir die gehoorsaamheid om te dien en vir oorgawe om te groei. Laat elkeen wat vandag luister deel word van die aktiewe liggaam van Christus, vol lewe, vol liefde, vol roeping, en laat alles wat ons doen, U naam verheerlik. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.